U kan gerus die Bybel oopmaak by Genesis hoofstuk 1. Ons gaan vanoggend vorder tot by vers 10, vers 6, 7, 8, 9 en 10. So ons gaan redelik vordering maak in die lig van dit wat ons tot dusver gedoen het. Ons vertrou ook die Here sal met ons praat deur sy woord. Genesis hoofstuk 1. Ek gaan egter lees vanaf die eerste vers. Ons gaan vers 6 tot 10 vanoggend behandel. Terwyl jy so sit, kom ons maak net die hoofde, ons buig die hoofde, ons maak die oë toe. Ons vra dat die Here vir ons sal seën uit sy woord. Kom ons bid saam. O Here Jesus, ons is by mekaar op u roepstem. Dit is u dag. Dis 'n dag wat u vir ons gegee het om te luister na u woord, om saam te kom en te leer uit dit wat u vir ons sê. Ons wil vra dat u ons elkeen sal seën, wanneer ons hemelwaarts kyk en besef, u is waarlik God. Ons wil saam met Jesaja, die woorde van Jesaja in Jesaja 37 vers 16 sê, O Here van die leerskare, God van Israel wat op die Gerubs troon, u alleen is God. God van al die koninkryke van die aarde, want u het die hemel en die aarde gemaak. Ons leer daarvan in hierdie dae. En ons wil niks anders van bewus word as van u grootheid, u heerlikheid. Ons wil ons plek vir onsself uitsorteer in die opsig dat ons weet wie u is en hoe u hierdie skepping gemaak het. Sal u ons seën, sal u met elkeen van ons praat, tot lof en eer van u heilige naam. Amen. Hier is 'n snaakse geluid wat by hierdie speaker uitkom. Ek wonder of daar 'n, dankie Dirk. Genesis 1 vers 1, ek lees vir u in die ou vertaling. Ons lees vir u voor uit die ou Afrikaanse 53 vertaling. Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. Tot daar lees ons saam in die onfeilbare woord van die Here. Ek moet vir u sê, voordat ek nou begin met die boodskap, ek het dit vroeër die week met Daleen gedeel, in vergelyking met ander gedeeltes in die Bybel wat ek moet preek is dit vir my 'n bietjie moeilik om Genesis te preek, in die opsig dat jy kry 'n klomp inligting bymekaar, en van daai inligting moet jy nou 'n boodskap vorm, maar Genesis se inligting is net soveel meer, en dan moet die boodskap dieselfde wees. En die uitdaging is om nie te tegnies te raak, is nie 'n wetenskapklas nie, maar tog om die woord van God tot sy reg te kom. So ek moet alles reduseer en kondenseer en bymekaar kry, sodat ons vir u hier kan wegstuur met die gedagte, die Here het met my gepraat. So bid vir my vir wysheid. Ons praat met u vanoggend oor die tema aarde, ons woonplek. Ek dink die fokus van hierdie gedeelte val op, van vers 6 tot 10, val op die aarde as ons woonplek. Sekulêre skrywers skilder die aarde dikwels as hierdie klein, en dit is so, die aarde is 'n klein deeltjie van die heelal, maar tog word dit deur hulle gesien as onbelangrik, glad nie noemenswaardig nie. Ons is hierdie
niks. Ek onthou die heel eerste keer in my lewe wat ek kan onthou, dit mag dalk vroeër gewees het, maar die eerste keer wat ek kan onthou, wat ek te doen gekry het met die evolusieteorie was op 'n veldskool in standaard 5. Toe het hulle vir ons 'n film gewys wat Hollywood gemaak het. Carl Sagan is 'n baie bekende, hy is eintlik maar 'n ateïstiese, ja, hy het baie skewe dinge in sy lewe, maar in elk geval, hy was die ou wat gepraat het, hy's baie bekend, die film ook, Cosmos, hy's in 1980 gemaak, en hy noem die aarde in hierdie film, a tiny speck of rock and metal, shining feebly by reflected sunlight. So die aarde is eintlik net hierdie stukkie stof in die heelal, glad nie iets indrukwekkend nie. Richard Dawkins, waarna ons baie verwys het, 'n ateïs, hy het in sy boek The God Delusion, hy beskryf die aarde, en hy sê die volgende, the tiny stage on which we play out our lives, our speck of debris from the cosmic explosion. Dis almal ouens wat glo aan die evolusieteorie en glo aan die Big Bang, maar die sekulêre stem, die punt wat ek maak is, die sekulêre stem is dat die aarde is eintlik maar niks. Die wêreldbeskouing wat uit hierdie aansprake en hierdie siening wat die ouens handhaaf voortspruit, is noodwendig een wat dan jou lewe glad nie noemenswaardig maak nie. Dit devalueer die menslike lewe, dit devalueer die menslike bestaan. Ons weet, alles in die heelal draai nie om die aarde nie. Dis lankal verkeerd bewys, alhoewel mense op 'n stadium so gedink het. Maar dit beteken nie die aarde is niks nie. Die aarde is ons woonplek. Die kroon van God se skepping is die mens. En die aarde is die woonplek. God het dit so gemaak. In kontras met die sekulêre stem, leer Genesis vir ons, hierdie is 'n besondere deel van God se skepping. Dis 'n baie unieke deel van God se skepping. En dit is baie opvallend, as jy die gedeelte lees en jy doen 'n studie daarvan, die aarde is, of die heelal moet ek eerder sê, is aardgesentreerd. En ek wil weer sê, ek glo nie alles draai om die aarde nie, dis nie wat ek glo nie. Ek sê net, dis 'n belangrike aspek van ons bestaan. God wil dit vir ons so sê. Baie van die jong mense wat dikwels vir my vra, dominee, is daar lewe op ander planete? Hulle is mos nog steeds besig om lewe op ander planete te soek. En dan wil ek amper antwoord soos wat Kent Hovind by geleentheid gesê het, toe hulle van vra, is there intelligent life somewhere else? To say, there's barely intelligent life on earth. So hoekom sal aan die ander kant wees? Nou die heel eerste dag van die skepping, wat ons nou al hanteer het, word in aardse terme gemeet. Onthou, die skepping, wat alles behels, dit word in aardse terme gemeet. Aand, môre, of het was aand en het was môre, die eerste dag. En veral nou, as ons kyk na die tweede en die derde dag, dan sien jy die fokus van die skepping, is die aarde. Dit is asof die heelal sy betekenis vind, in terme van dit wat God vir ons gemaak het, en hoe God dit vir ons beskryf. Teen die derde dag, het God, en dis nou tot waar ons vandag gaan vorder, het God as het ware die raamwerk geskep vir die heelal. Al die rowwe materiaal is daar. Hy begin fyner, hy begin nou om dinge reg te kry vir sy plan, sy doel. Onthou jy ons het gepraat van sy plan en sy doel wat bly staan. Dit begin by sy woord. Hy wil dit, dan spreek hy dit en dan gebeur dit. Teen die derde dag het God die basiese raamwerk geskep vir die heelal. En hier is 'n belangrike ding. Dit is baie duidelik dat die Bybel ons aarde, ons planeet aarde, as sentraal sien tot God se doel in die skepping en die geskiedenis van die mens. Dis, as jy dit bestudeer, kan jy dit eintlik nie mis nie. Verlede week het ons bietjie gekyk na die skepping van lig en duisternis, God het gemaak, en in hierdie konteks is daar 'n baie bekende Nederlandse teoloog, Herman Bavinck, wat gesê het, when the Bible speaks about the origin of heaven and earth, it deserves faith and trust. Onthou, die wetenskaplikes het ook baie geloof nodig om hulle goeters te probeer geloofwaardig klink, of te laat klink. Maar nou sê Herman Bavinck, soos die teoloog vir ons sê, ek praat van konservatiewe teoloog wat die Bybel glo, jy het nodig om geloof en vertroue te hê in dit wat die Here vir ons leer in Genesis. Hy sê verder, and for that reason, Christian theology, with but few exceptions,
has held fast to the literal historical view of the account of creation. So ons vergeestelik nie die goed en sê, eintlik is 'n dag nie, dis meer soos 'n tydperk, en toe God lig en duisternis gemaak het, dit eerder te doen met, jy weet, goed en sleg, en jy kan daarin lees en sekere dinge vir jouself vat, maar ons vertaal dit, ons verklaar dit letterlik. Die boom van die lewe van goed en kwaad was 'n letterlike boom. Die slang was 'n letterlike slang, en so kan ons aangaan. As jy begin vergeestelik, dan brand jy jou vingers baie vinnig, as jy verder bestudeer wat Genesis ons leer. Maar hier's 'n kwessie, hier's 'n vraag. Ek het dit nou al reeds so gesuggereer daarna. Hoe lank was die dae van Genesis 1? En dit was aand en dit was môre die eerste dag, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. Hoe lank was die dae? Selfs sommige konservatiewe Christelike, evangeliese kerke reken, dit was tydperke, sodat jy kon sê, dis waar die miljoene jare ingedruk moet word, want dan moet 'n verklaring daarvoor wees, sê hulle, so dis waar jy dit dan indruk. En dan gebruik hulle baie maklik Petrus se woorde in 2 Petrus 3 vers 8, een dag by die Here is soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos een dag. Baie grappies oor hierdie ene ook, né? Maar ek dink nie dit was Petrus se manier om vir ons te sê, oor die Genesis is nou nie so nie. Sy hele punt wat hy maak is, onthou net, tyd by ons en tyd by God is nie dieselfde konsep nie. Dis die punt wat Petrus maak. Dit het niks te doen met Genesis nie. Die vraag is, hoe lank was die dae van Genesis 1? Ek wil net ter inleiding vinnig vir 'n paar gedagtes noem. Ons glo, en ek gaan dit so verkondig, dat Genesis 1 se vertelling letterlik is, met ander woorde, dit was letterlik 24 uur periodes, 7 dae 'n week. Hoekom sê ons so? 5 redes, vinnig. Eerste plek, die genre van Genesis 1, met ander woorde, die styl van die vertelling, is 'n doodgewone, historiese narratief, of 'n vertelling. Net soos, dis nie poesie of prosa nie, net soos die res van Genesis, is Genesis 1, die vertelling van die skepping, 'n vertelling van, dis wat gebeur het, en so het dit gebeur. Dis nie gedagtes, dit moenie geestelik verklaar word. Tweede rede, die grammatika van Genesis 1. Dui op opeenvolging van gebeure. Daar's 'n sekere kronologie ter sprake. Dit was aand en môre eerste dag, aand, môre tweede dag, met die vertelling tussenin. Derde rede hoekom ons sê dit was fisiese 24 uur dae, die numering van die skepingsdae dui daarop. Dag 1, dag 2, dag 3, en dan kom hy by 7 uit wat 'n week is. En daarom sê ons dit was 24 uur dae. Vierde rede, die konteks is telkens, dit was aand en dit was môre, wat op gewone dae dui. Hier het ek 'n bietjie gaan kyk, enige een wat eSword, die program op rekenaar het, wat jy die Bybelse kommentaar aan goed kan lees, daar is enetjie wat gesien word as die kenners van Hebreëus, Kiel en Dreilich. Dis 'n baie goeie kommentaar, is net op die Ou Testament, want hierdie twee ouens was Hebreëse kenners. Hulle sê die volgende: If the days of creation are regulated by the recurring interchange of light and darkness, dit was aand en dit was môre, they must be regarded not as periods of time of incalculable duration, or years or thousands of years, but as simple earthly days. So die kenners van Hebreëus sê, Genesis 1 se dae is gewone dae. En die vyfde rede, wanneer die Bybel terugkyk na die skepping en terugverwys na die skepping wat hy baie doen, dan verwys hy na letterlike geskiedkundige gebeurtenisse. Paulus verwys na Genesis 1 vers 3, hy sê net soos wat God gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, ons het al daarna gekyk, net so het hy in ons harte geskyn met die lig van die evangelie. In Matteus 19 vers 4 verwys die Here Jesus daarna, wanneer hy sê, het hy nie aan die begin Adam en Eva geskaap en dan praat hy van historiese figure, historiese gebeurtenisse met historiese figure. Dit beteken, ons moet dit letterlik verklaar, jy kan dit nie vergeestelik nie. Adam en Eva is nie beelde van, jy weet, mans en vrouens, en daarom was dit nie regtig mense nie, dit was eintlik maar net 'n versinne beelding van een of ander mitologiese gebeurtenis. Nee, dit was letterlik hoe dit gebeur het, en dit word so vertel, en dit word daarna verwys deur ander skrywers, onder andere die Here Jesus ook. Daarom sê Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak,
en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Soos dit gebeur het in Genesis 1, so verstaan ons dit letterlik, en so kan ons dit letterlik verklaar, en daaruit ons afleidings, ons beginsels kry, waar volgens ons moet lewe. Nou kom ons kyk na die tweede en die derde dag vanoggend. Dis vers 6 tot vers 10. Die eerste gedagte, en jy gaan nou sien, ek gaan 'n bietjie rondsspring, gaan nie noodwendig vers 6 en dan vers 7, ons gaan nou so 'n bietjie rondsspring, maar volg my. Die eerste gedagte wat ek wil noem is dat die uitspansel, daar word gepraat van die uitspansel tussen die waters. Dis die tweede dag se skepingswerk wat begin in vers 6. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. En die eerste woord wat ons aandag verg is uitspansel. Die woord wat gebruik word, die Hebreëse woord rakia. Van baie verskillende sienings, as jy kyk, wat beteken hierdie uitspansel? God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen waters en waters. Van al die verklarings is dit die maklikste, die eenvoudigste verklaring is, dit was 'n tipe van 'n versperring, as jy wil, wat God daar gesit het, om dit wat op hierdie stadium deur groot meerderheid van die skepping was water, om 'n mate van orde te bring. En hy sê later, dis om die waters wat op die aarde is te skei van die waters wat bo die aarde is. Met ander woorde, dit beskryf in die eenvoudigste vorm die aarde met iets bo die aarde wat ons ken as die atmosfeer. Ou vertaling sê dis die uitspansel. Daar's verskillende benamings, verskillende vertalings daarvoor. Ons ken dit as die atmosfeer. Dit is die atmosfeer van ons planeet Aarde, waarin ons wolke sien. Wat ons elke dag na boontoe kyk, toe my suster hier gekuier het, sy kom van Gauteng af, sy was Desember maand hier, toe sien sy, dis wolke, ons gaan reën kry. Ek sê van, nee, dis die baie hierdie, dis wolke, maar dis baie mooi, geniet dit nie, dis baie mooi, ons gaan nie reën kry nie, want ek het 'n goeie weer toepassing op my foon. Ten spyte van die feit dat ons so gewoond raak aan ons atmosfeer, daar is nie 'n ander planeet tot dusver ontdek wat so 'n atmosfeer het. Hy's gemaak sodat ons op hom kan bly. Dit was 'n merkwaardige ding wat God gedoen het. Sover ons weet, is daar geen ander planeet waar 'n mens sal kan leef nie. Ek het nou die dag in die koerant, ek dink dit was in die week, het ek in die koerant gesien, hulle het nou 'n laagte in Mars, een of ander vallei of iets in Mars gekry, waar hulle dink, daar is 'n miswolk, en hulle meen, miskien kan daar lewe wees, want hulle soek nog na lewe. Miskien is dit so daar in die laagtes van Mars dan nou, want hulle sê Mars kan nie, jy kan nie op Mars lewe, maar miskien in die laagtes, sê hulle nou, jy weet, hulle het al hierdie, daar is nie 'n ander planeet, tot dusver ontdek, waar lewe moontlik is, soos wat dit op aarde is nie. So kan jy agterkom dat ek al reeds baie sterk in die rigting gaan van die aarde. Is nie hierdie onbeduidende spikkeltjie, stofkorreltjie in die heelal nie. Ten spyte van al die prestasies van die wetenskap, ten spyte van al die slimheid van die mens, is daar nog nooit 'n ander planeet soos die aarde wat ons ontdek het nie. Vers 7 sê, God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. Daar's verskeie teorieë omtrent hierdie saak. Ons het nie die fynere detail nie, maar ek gaan vir julle 'n paar teorieë noem. Hierdie uitspansel nou, sommige ouens sê as jy gaan kyk na die vertaling, dan kan dit dui op 'n plaat, want dit word ook 'n verbuiging van die woord word ook in Hebreëus vertaal met 'n spieël. Ek dink iewers in Jesaja. Maar die gedagte is, spieëls in daai tyd was plaatmetaal wat hulle gekap het en plat moes slaan om 'n plaat te maak sodat dit blink gevryf kon word sodat hulle kan sien. So die gedagte daar is, en as jy gaan kyk na die idee, ek het nou die versie neergeskryf en saamgebring nie, maar is Jesaja wat sê hy het die heelal uitgegooi soos 'n doek om in te woon. En dis in daai konteks wat hy sê, dis hoe God die heelal geskaap het. Dis uitgesprei, die klem val nie op die plaatmetaal nie. Daar's party ons wat sê daar's 'n plaat. En hierdie stories van die vuurpyle wat in die atmosfeer ingaan is nonsens, want daar's 'n plaat en niemand kan daar deur nie. Dis 'n teorie. Anders sê, dit kan ook dui op 'n tipe laag of 'n, soos die Engels sal praat van 'n canopy,
wat 'n koepel vorm oor die aarde. Sommige ouens sê, jy kan ook nie daar deur nie, maar nou ja, dis 'n koepel. Ander sê, daar was 'n dit kan 'n yslaag wees, wat gesmelt het tydens die vloed. Dis 'n baie gewilde siening, en daar is teorieë, ek dink aan, byvoorbeeld Kent Hovind en Henry Morris en sovoorts, wat sê, daar was voor die vloed van Noag, was daar 'n yskoepel om die aarde, en met die vloed het hierdie ys gesmelt, en dit het gemaak dat dis hoekom voor die vloed die mense so oud geword het, en hoekom alles so gesond was, ensovoorts, want dinge is baie anders na die vloed, as wat het was voor die vloed. Ek is egter die tipe ou wat na die Bybel kyk, en ek vat gewoonlik die eenvoudigste verklaring vir dit wat die Bybel sê. En dan kom jy uit, dis maar die atmosfeer. Ons het nie die fynere detail nie. Ek wil weer sê, dit daar is teorieë, en van hierdie ouens sê, hoorie, dis net 'n teorie, want dit was anders voor die vloed, maar in sy eenvoudigste vorm, sommige van hierdie waters, wat nou die aarde, die grootste deel van hierdie deel van die skepping dan nou was, moet geskei word, hierdie massa moet geskei word, van bo en van onder. Die draaiende bol, hierdie planeet wat draai, vol water, hier moet nou 'n skeiding plaasvind tussen die waters bo en die waters onder. En dit is ons atmosfeer. Is 'n groot spasie, wat die dampe, wat ons sien as wolke ensovoorts, huisves. Die onderste waters, en ek gebruik nou Bybelse terme, die onderste waters, sou die woonplek wees vir lewende wesens, dis nou die seediere ensovoorts. Die boonste water sal dan die atmosfeer wees, 'n soort van 'n afdak, 'n soort van 'n koepel, wat die aarde bewoonbaar maak. Dis sy eenvoudigste verklaring vir wat ons lees in vers 6 en vers 7. Nou ons moet besef, ek wil net vir u sê, ons gaan nog baie daaroor praat later, maar die vloed, Noag se vloed, het 'n drastiese verskil gebring in die natuur. Die eerste drastiese verandering wat daar was natuurlik met die sondeval, maar daarna met die vloed. So daarom kan jy gaan kyk, daar is 'n baie goeie boek wat Henry Morris geskryf het, The Genesis Record. Hy praat van hierdie koepel, hy sê daar was baie meer suurstof, daar was baie minder skadelike strale van die son. Dit is hoekom mense ouer geword het, jy het vinniger gesond geword en al die dinge. Dis net alles teorieë, maar ons vat hom in sy eenvoudigste vorm, sonder om ek is altyd bang om iets te sê, dan kom die ouens later, ja, maar die wetenskap bewys nou, dis verkeerd. Dan sê ek, goed, ek het maar net 'n teorie genoem. Kom ons vat die Bybel soos wat hy sê. Daar is 'n koepel, presies wat dit is en hoe dit is, ons sien dit as die atmosfeer, ons aanvaar dit so. William Still is 'n ou predikant, ek dink hy sal dood. Hy het geskryf oor die gedeelte en hy sê, the separation of waters from over provides the vital atmosphere. En dan noem hy dit, hierdie atmosfeer, that mysterious blending of oxygen, nitrogen and other elementary gases which constitute the earth's envelope of air. So dit is ons atmosfeer, die koevert noem hy dit, waarin ons dan nou lewe. In which alone we can survive. Dis die enigste rede hoekom ons lekker kan lewe en asemhaal op aarde. The marvel is that the clouds are supported upon a substance so light that on certain days we are scarcely conscious of its presence, yet so powerful as to be able to bear upon its bosom billions of tons of water evaporated from the ocean. Hy het dit so mooi, dis hoekom ek dit vir u saamgebring het, hy stel dit so mooi. Ons is so gewoond aan ons atmosfeer, ons is nie elke dag bewus daarvan, inteendeel ek kan onthou dat ek al ooit gebid het, en vir die Here gesê het, Here, dankie vir hierdie atmosfeer wat u geskaap het, sodat ek lekker kan asemhaal nie. Ons is so gewoond daaraan. Dis net lug. En tog, in hierdie atmosfeer is daar wolke, wat biljoene, miljoene, miljoene liters water kan dra. En dan gaan dit hier by PE verby, en dan reën dit op ander plekke. Want dis hoe God dit gemaak het. Dit voltooi die tweede skepingsdag. En dan lees ons in vers 8, en God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Daar's 3 hemele. Die atmosfeer, dis waar die voëls vlieg. Die ruimte, die buitenste ruimte, en dan daar waar God is. Dis die 3 soorte hemele waarvan die Bybel praat. So God kyk na hierdie uitspansel, hy noem dit hemel.
En dit was aand en dit was môre, die tweede dag. Bring ons by die tweede gedagte. Ons woonplek word afgerond. Nou ons fokus nou op die aarde wat afgerond word om 'n woonplek te maak, want die res van die skepping kom nog. Ons woonplek word afgerond. Nou dis noemenswaardig dat God hier werk met materie wat al reeds bestaan. Hoekom sê ek so? Want in vers 7 het daar gestaan, God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. Hy sê, God het toe die uitspansel gemaak. Hierdie woordjie gemaak is 'n ander woord vir die woord geskape van vers 1. Geskape het ons vir die gesê, uit niks, ex nihilo het hy gemaak. Nou kom hy en hy sê, nou het hy dit gemaak, gebruik 'n ander woord, want hy dit wat reeds daar is, gebruik om dit te vorm, om dit anders te maak, sodat dit bewoon kan word. Daar's 'n woord waarop ek egter u aandag wil vestig. Hy sê, God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die water wat bo die uitspansel is. En dit was so. Die idee wat ek in die midde wil laat, is dat daar sekere entiteite moes geskei word, sodat daar orde kan wees in God se heelal. Sodat daar orde kan wees op aarde, sodat dit 'n bewoonbare planeet kan wees vir sy mense. Daarom moes God ook sekere dinge skei. Ek wil die aandag vestig op die woordjie skei. Nou, u weet, daar word gepraat van ons kosmos. Dit beteken 'n goed georganiseerde eenheid wat funksioneer met al sy natuurwette ensovoorts. Dis wat God gemaak het. Die teenoorgestelde van kosmos is chaos, want daar's geen orde nie. En om orde te hê, moet jy nie net alles bymekaar gooi nie, maar jy moet soms ook dinge skei. So as jy kyk na die kosmos wat God geskep het, dan sien jy iets in die begin van Genesis alreeds van pare. En ek gaan dit gou vir u lees, dan sal jy dit herken. Dag 1, lig en duisternis. Pare. Dag 2, hemel en aarde. Dag 4, son en maan. Dag 6, man en vrou. Jy kom agter, daar is pare. En die Bybel se wêreldsbeskouing word georganiseer baie keer in hierdie vorm van pare. Dit moet so wees. Hemel en aarde, man en vrou, goed en kwaad, geloof, ongeloof, lewe, dood, waar, vals, saligheid, verdoemenis, of redding en verdoemenis. Jy sien die fondasie van dit wat God gemaak het, wat nou geskep word, is dat daar orde moet wees. En die basis vir hierdie orde, die rede wil ek amper sê, vir hierdie orde is, en ons gaan terug na Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En dit is God se wil, dit was God se plan, dit is wat God gespreek het, en hy het dit so gedoen. Nou God maak nie net in pare nie, hy stel ook die orde vas, deur duidelike verskille tussen hierdie pare te stel. As jy nou gaan kyk na die woordjie geskei wat ons gelees het, 5 maal in hoofstuk 1 word daar genoem van geskei. So 'n groot deel van God se orde is om sekere goed uitmekaar uit te hou. As jy orde wil hê, dan moet jy sekere goed uitmekaar uithou. Gaan kyk na Genesis 1 vers 4, vers 6, vers 7, vers 14, vers 18. Elke keer geskei, hy het sekere goed geskei. En die punt wat ek maak is, God maak 'n onderskeiding tussen sekere teenoorgesteldes of sekere entiteite. En elkeen het sy bepaalde sfeer, sy bepaalde doel en omgewing waar hy moet funksioneer. Jy kan nie die goed meng nie, dan sal chaos. Hou by God se orde. Die Christelike Bybelse wêreldbeskouing, goddelike orde, is met kategorieë en onderskeidings, want dit is God wat dit so gemaak het, en hy daarna gesê, dit is goed. Let op, hy het sekere goed geskei en gesê, dis goed. Ons het vroeër na Genesis 1 vers 1 gekyk, en ek het bevestigend, baie duidelik, beklemtoonend gesê, dis die sleutel tot ons Bybelse Christelike wêreldbeskouing. As jy na die wêreld kyk, dan gaan jy terug na die begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En die eerste vers verklaar dat daar 'n skepper was wat nie deel is van hierdie aarde nie. Onthou ons het daaroor gepraat. 'n Skepper wat apart is van hierdie aarde. Moses
het hierdie woorde geskryf, onthou ons moet dink aan die ouens wat dit eerste gehoor het, en hier kom u dosis nou van groot woorde vir die dag, onthou dit om môre te noem by die werk. Moses het dit geskryf vir 'n oorheersend polytheïstiese samelewing. Die wêreld waarin hy geleef het, waarin die Israeliete geleef het op daardie stadium, was 'n veelgodedom. Dit is wat polytheïsme beteken, 'n veelgodedom. So daar word, hulle gode word dan gesien as deel van ons wêreld. Genesis is nie so nie. God kom en hy sê deur Moses, daar's 'n skepper, hy is God, die skepper, en hier's die aarde, dis apart. Die valse gode was deel van die skepping, en deur hulle aanbidding of deur hulle te aanbid, het jy hulle probeer manipuleer om te kry wat jy wil hê. So jy het vir een God gebid as jy reën wil hê, en jy het vir 'n ander God gebid as jy jou kans op vrugbaarheid wil verhoog, as jy jou diere of as jy self baie kinders wil hê. Jy het 'n ander God gehad as jy geluk wil hê, as jy geluk nodig het, dan bid jy tot 'n ander God, en so die gode eintlik maar deel gevorm van hulle lewe. Afgoderry was 'n aanbidding van goed in die skepping. Hulle het nie gode daar buite gehad nie, dit was deel van die skepping. In die plek van God, wat eintlik die skepper is. En volgens Paulus, is dis die saadjie, die begin van afgoderry. Is as jy vergeet, wie is God? Hy's die skepper, en jy dink, hy's maar eintlik net soos ons. Hy's hier by ons. Romeine 1 vers 22 en 23 sê, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander, in die gelykvormigheid van die beeld, van 'n verganklike mens, en van voëls, en viervoetige en kruipende diere. Die oomblik as jy skepper vat, en jy maak hom iets op aarde, dan is jy besig met afgoderry. Daarom is die teenoorgestelde van, onthou polytheïsme is mos nou 'n veelgoderry. Ons God is 'n monotheïsme, dit beteken een God, een godedom. Ons aanbid een God in 3 persone, is nie 'n polytheïsme. So die teenoorgestelde van monotheïsme is nie ateïsme nie, maar is pantheïsme. Daar is die laaste groot woord, ek hoop so. Pantheïsme beteken God is in die skepping. Jy aanbid hom in die bome of in wat ook al. Jy maak jou God deel van die skepping. En hierdie God-skepping beginsel word verruil vir God is nie daar en ons is die skepping nie, maar God is in die skepping. Dit wat God vasgestel het om geskei te wees, wil die heiden omvat en sê nee, maar dit hoort saam. God se orde word verbreek en verruil vir allerlei dinge en hulle probeer goed versoen wat nie by mekaar hoort nie. Gaan kyk na die heidense godsdienste. Lewe en dood, waar en vals, manlik en vroulik, skepper en skepping. Al hierdie goed word so verbuig en vermeng, dis soos 'n yin-yang gedagte, dat dit eintlik een eenheid vorm en dit funksioneer saam om saam te wees. Hulle het mekaar nodig ensovoorts. Dis die gedagte wat daarmee saamgaan. Die nuutste in ons, is nie baie nuut nie, maar is die nuutste, veral deesdae baie kop uitsteek in die Black Lives Matter beweging en sovoorts, is die sogenaamde dekonstruksieteorie, het jy al daarvan gehoor. Hulle sê, in hulle intellek besoek hulle nou na vryheid, en dan begin hulle met die dekonstruksie. Dit is 'n man genaamd Jacques Derrida, die vader van die dekonstruksie, hy is 'n filosoof gewees. En hy noem God se bepalings, God wat gesê het, daar is lig en duisternis, daar is man en vrou, en hy het hierdie orde gegee, hy noem dit valse polariteite, wat vernietig moet word. Die gesin, sê hulle, is 'n valse, mensgemaakte ideologie, wat vernietig moet word, sodat almal hulle vryheid kan vind. Hulle vernietig dit wat God daar gestel het. Jy sien, as jy mooi gaan dink, sonder 'n skepper wat sê wat is reg en wat is verkeerd, is dit volgens hulle dan nou, die lewe moet jy mos self uitvind. Jy moet besluit wat is vir jou reg en wat is vir jou verkeerd. Daar is geen waar en vals nie, daar is geen reg en verkeerd nie, daar is geen swart of wit nie. Jy moet dit self alles uitsorteer. En dan kan ons daarna kyk en sê, ja, sonder 'n skepper is die lewe sonder enige betekenis. Dis nie 'n verhaal waaruit iemand geëer word nie, niemand is uiteindelik die wenner nie. Elke individu word oorgelaat om sy of haar eie storie te maak,
en om eie betekenis te bepaal daarin, om te sê, ek vind my betekenis hier, en ek het in die week gelees van 'n man, ek dink dit is in Britannië, ek is nie seker of in Amerika nie, maar hy identifiseer nou as 'n kleuter. Hy is in die tronk, maar hy identifiseer nou as 'n kleuter, so hy maak aanspraak op sekere goed. Nou dink ek, ons wêreld, ek weet, net as jy dink jy het nou alles gehoor, dan kom daar nog iets wat jou net meer en meer verwar. Jy sien, daar is geen waarheid nie, daar is geen hemel nie, daar is geen geslag nie, daar is geen doel nie, elkeen moet dit maar vir homself uitvind. En die probleem ongelukkig is dat hierdie sleepsel die kerk inkom. En dat mense wat veronderstel is om te sê, ons is Christene, ons glo die Bybel, dat hulle hierdie heidense konsepte meng met dit wat ons in die kerk nie behoort te verdra nie, om te sê, God het geskape, en God het gesê, so moet dit wees, hier is sy orde. Hulle ondermyn en beveg die onderskeid wat daar is, tussen waar en vals, want daar is nie meer so iets as waarheid nie, waarheid is wat jy kies waar is, en vals is wat jy kies is vals. Hulle verwar en hulle beveg die onderskeid tussen manlik en vroulik, en dit hoef ek vir u niks oor van te vertel nie. Hulle ondermyn die gedagte van lewe en dood, kerk in die wêreld, heiligheid en onreinheid, al hierdie goeders word verwar. Nou wil ek vir u sê, ek gaan nou nie verder daarop uitbrei nie, maar dan gaan ons nooit klaar kry nie. Om in geloof die stellings en die beginsels van Genesis 1 te aanvaar, as ons vir mekaar sê, ons glo die Bybel, dan is ons mense wat sê, ons is mense wat staan vir die waarheid, ons veg met ander woorde teen die leuen, soos iemand vir my gesê het, wel as dit nie waar is nie, dan moet dit vals wees, en ons hou nie van valsheid nie. Ons is mense wat veg vir die lewe, teen die dood. En dit maak ons mense wat jou lewe inrig volgens Bybelse standaarde. Bybelse standaarde vir geslag en seksualiteit, vir die lewe deur geloof, gehoorsaamheid aan die woord van die Here. En al is dit oudtyds om te sê, God het gesê, daarom sal dit in my lewe so wees. Nou ek wil u waarsku. Ons is aan die begin van Genesis. Maar as jy een van hulle gaan wees wat sal sê, ek staan by wat die Bybel sê, dan kan ek jou waarborg, jy gaan uitpas uitraak met die lewe soos wat ons dit vandag het. Want die samelewing is in rebellie teen die orde van God. Uiteindelik gaan dit net om, soos die slang vir Eva gesê het, maar dis nie so nie. En hy het vir haar gelieg. Jy gaan uitpas wees met dit wat ons ook in ons tragies sogenaamde Christelike Suid-Afrika sien as 'n skielik heidense kultuur. Skielik heidens, ewe skielik vir jou oë uit en jy sê maar, wat het nou hier gebeur? As jy in pas is met die wêreldse standaarde, is jy prakties 'n heiden. As jy in pas is met dit wat die wêreld sien as, jy moet maar dit besluit, dan lewe jy 'n goddelose bestaan. En jy gaan die vrug daarvan pluk. Dit bring ons by ons derde gedagte, voorlaaste gedagte, die goeie aarde. Onthou, God het geskei, hy het orde gebring, hy het dit reggemaak, hy het dit afgerond, en nou kom ons by die goeie aarde. Vers 9 bring ons by die derde skepingsdag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. Weereens nie heeltemal 100% seker hoe dit gebeur, het die water by mekaar gekom en toe het dit veroorsaak dat die land sigbaar word, of het die land dalk opgereis. Dit kan ook 'n moontlikheid wees, dat die wêrelddele wat nou op daai stadium dan nou vaste lande was, dit kon ook verskil het na die vloed, maar dat dit hoër geword het, ons weet nie, ons is nie 100% seker, het maak ook nie saak nie. Dit wil lyk asof die vaste land gereis het, want Job 38 vers 8 sê, en wie het die see met deure afgesluit, toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het, so toe die aarde voortgekom het, wie het besluit, waar gaan die see en waar gaan die aarde wees? Retoriese vraag, het was God, want het gaan oor die gesprek wat die Here met Job gehad het. Psalm 104 vers 8, 'n bietjie duideliker, berge het opgereis, laagtes het weggesak, na die plek wat u vir hulle reggemaak het. Dit was nie toevallig so nie, God het bepaal, God het dit gespreek, en dit het so geraak. 2 Petrus 3 vers 5, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. God het gespreek
Die see en die land is geskei, daar was plek om te woon, daar was 'n plek vir die see, vir die water. En dit het die werk beëindig om 'n gesonde, geordende plek te skep, habitat te skep as jy wil, van God se kroon van sy skepping, vir die mens. Dis uiteindelik waar jy na jou pad is. En ons staan steeds verstom. Dink aan God se skepingswerk, om vir ons 'n woonplek voor te berei. Om vir ons te maak dat ons kan asemhaal, dat ons kan lewe op hierdie planeet. Vandag steeds funksioneer die natuurwette op so 'n manier, dat dit lewe onderhou op aarde. Met ons aande, ons dae, ons seisoene. Partykeer is dit lekkerder op sekere plekke van die wêreld. Ek wil vir julle sê, ons is bederf in Suid-Afrika. Ons kan bietjie koud kry in die winter, maar veral in PE is dit nie so koud nie. En ons kan bietjie warm kry in die somer, maar dit is ook nie regtig so warm nie. Gaan in die woestyn in die Sahara of in Kanada in die sneeu en jy gaan agterkom wat is koud of wat is warm. Ons het 'n baie gematigde klimaat waar ons bly, maar oor die algemeen is die hele wêreld bewoonbaar. Basies die hele wêreld. Daar's groot dele by Antarktika en so wat jy nou nie regtig wil wees nie, maar jy kan daar woon. Jesaja, ek ontdek 'n baie mooi versie, Jesaja 45 vers 18. Want so sê die Here wat die hemele geskaap het. Hy is God. Wat die aarde geformeer het en dit gemaak het. Hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskaap om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Vriende, is dit nie mooi nie? Ons moet verstom staan as ons dink aan God se skepingsvermoë om vir ons 'n plek te maak waar ons kan woon, waar ons kan asemhaal, waar ons kan lewe. Die woord van God sal voortgaan om kragtig en waar te wees. En die Skepper wat die aarde se eerste 6 dae deur sy, of wat die eerste skepingsdeel dan nou deur sy woord bepaal het, sal steeds alles regeer tot aan die einde. Niks sal gebeur wat God nie so bepaal nie. God het voortgegaan om ook sy soewereiniteit uit te oefen oor hierdie deel van sy skepping. En hy gee name aan dit wat hy gemaak het. Vers 10. God het die droë grond aarde genoem. En die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. Hier wil ek vinnig stil staan en vir u vra, ouens wat krities die Bybel lees en wat dalk baie oplettend lees, het dalk agtergekom. By dag 2 het God nie gesê, dis goed nie. Het jy dit agtergekom? Hy het dit wel by dag 1 en by dag 3 gesê, maar by dag 2 het hy dit nie gesê nie. Nou baie ons maak grappies daaroor, as hulle, selfs God het gesê, maandag is nie goed nie. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, né? Wat God gedoen het op die 2de dag, het eintlik oorgeloop in die 3de dag, en toe hy dit afgehandel het, was die skepping, en onthou dis nog net die, kan ek sê die grondwerk, vir wat nou nog kom, maar hy het dit gereed gekry vir sy skepping, vir die fynere detail, moet ek sê, van sy skepping, fenomenaal geskape. En daarom na die 3de dag sê hy, is goed. Dis ook dit wil hê, dis goed. R. Kent Hughes, die kommentator skryf, the earth warmed by light was now robed in blue and dappled with clouds floating over a sparkling sea. The picture is increasingly inviting. Dis hierdie baie mooi estetiese prentjies wat jy sien van die see en die wolke en die son en die aarde. God het dit so gemaak. En hy sê, dis goed. Laaste gedagte en dan gaan ons afsluit. Ons woonplek word geseën. Genesis 1 vers 10, en God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem, toe sien God dat dit goed was. As jy let op die volmaakte manier, waarop God dit alles toeberei het, is 'n ou woord, maar waarop hy dit gemaak het, beplan het, volmaak uitgevoer het, en jy waardeer dit, dan moet jy egter verder kyk en sê, daar is in my hart 'n groter blydskap en 'n groter loflied, nie net vir hierdie skepping nie, maar ook vir die verlossing waarheen ons op pad is. Want dit is nie baie lank van nou af nie, wanneer ons gaan kom by die sonde wat in die wêreld inkom. Die Nuwe Testament verwys in elk geval gereeld terug na die skepping, en hy gebruik terme wat pas by die skepping om ons saligheid
aan te spreek. So sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, baie bekende versie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy was 'n mens, ja, en jy was deel van God se skepping, ja, maar daar was groot fout want jou lewe was chaos, slaaf van sonde, slaaf van jou eie begeertes, 'n slaaf van die duiwel. 'n pad van vernietiging, dis waarop jy is. Maar dan sê Paulus, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Hy gebruik skepingstaal. Dit het alles nuut geword, skepingstaal. Dink saam aan die frases wat oor en oor herhaal word in die skepingsverhaal. En nou is ek terug by Genesis 1. Die frase, en God het gesê, kom 10 keer in Genesis 1 voor. Die frase, en dit was so, kom 7 keer in daardie hoofstuk voor. Die frase, en God het dit geseën 3 keer. En dit was goed 7 keer. Hierdie stellings is soos 'n refrein binne in die vertelling van die skepingsverhaal. Hierdie verskillende frases. Maar weet jy, ons sien steeds elke môre, wanneer die nag wyk, ons het onlangs, ja, dit voel soos onlangs, maar dit is eintlik lank terug as ek nou daaraan dink, ry ons deur die Karoo en die son kom op. Ry vroegoggend, en as die son die daglig breek, dan sien jy, dis 'n nuwe dag, die duisternis gaan nou weg. Die duisternis moet wyk, want die son is besig om op te kom. God het elke môre, het hy daardie tye vasgestel. Soos wat dit nou later en later lig word. So het God dit vasgestel. En dit behoort ons daaraan te laat dink, God se seën, sy onderhouding, sy hand, rus nog steeds op hierdie skepping. Jy sien, hierdie tipe taal berei ons harte voor, om seën te ervaar, wanneer God se woord wel daar is. Met die skepingsverhaal, wat ons nou hanteer, gaan ons baie wetenskaplike goeders dalk sien, en ek probeer so ver as moontlik daarvan wegbly, maar soms moet jy dit maar noem. Maar nie lank nie kom ons by die sonde wat in die wêreld inkom, die verwydering tussen hemel en aarde, letterlik in 'n geestelike sin. God is daar nou nie meer vir ons nie, daar is 'n skeiding, daar's 'n kloof, wat ons nie kan oorbrug nie. Groter as die uitspansel. Maar God se seën bly op die aarde, hoe? Hy gee sy woord. En ons het al verlede week vir u gesê, wat 'n besondere rol die woord speel. Met sy doel om die mens te seën, stuur hy sy seun in die vuilheid van die sonde, om dit weg te neem. Hy word nie soos die sonde nie, hy kom aarde toe, hy kom sterf, sodat hy sonde kan wegneem. En elke keer as sy woord uitgaan, as sy evangelie verkondig word, en daar is iemand wat sê, ek glo dit, ek vat dit vir my, dan is daar lewe, geestelik lewe. Dan word hy 'n nuwe skepsel. Luister mooi na die skepingsverhaal. God het gesê, en dit was so. God se seën is vandag steeds in die evangelie woord, in die evangelie wat verkondig moet word. Elke keer wanneer iemand dit hoor en dit glo, dan is dit om 'n lewe uit 'n chaotiese toestand te bring, na orde, om bevele te gehoorsaam. God word geëer in 'n wêreld wat geskep is uiteindelik om hom te verheerlik. Die enigste manier om dit te doen, glo die woord, gehoorsaam die woord en doen dit in getrouheid. En terwyl goddelose stemme van ons dag hierdie wêreld, hierdie aarde wil verklaar, wil devalueer as 'n onbeduidende spikkeltjie, is die aarde eintlik die verhoog van God se groote genade. Is hierdie aarde die vertoonvenster van God se barmhartigheid. Betekenislose lewens, wat deur die woord van God gepenetreer word, die seën van God ervaar, en hierdie kloof word oorbrug deur die kruis van Jesus, as mense aangeneem word as kinders van God, en hulle lewe, soos wat ons behoort te lewe. Deur geloof, sê God vir ons, hier is die verlossing, hier is Jesus. Jy hoef nie te sterwe in jou sonde nie, jy hoef nie so te sukkel met jou verslawings en al jou dinge nie, kom na Jesus toe. En dan spreek hy die seën eintlik uit en sê, die evangelie is goed. Die evangelie is goed. Dit is nog dieselfde evangelie, weet jy? Ons hoef hom nie te verander vir ons tyd nie. Dit is dieselfde evangelie. Ek sluit af.
Dalk is hier iemand van môre, en jy kyk na jou eie lewe, en jy sê, dis woes, dis leeg, dis nie orde nie. My lewe is eintlik 'n woestynny, geen doel nie, betekenisloos. Ek sien nie kans in elk geval om so aan te gaan nie. Waarvoor lewe ons? As jy sulke vrae begin vra, moet jy sê, wat is jou wêreldbeskouing? Wat is jou anker? Dit begin by die woord van God. Gaan terug na die woord toe. Soek daarin na die evangelie. Soek daarin na die heil van jou siel. Dit is by die Here Jesus, dit is by 'n mens. God se seën is waar die waarheid van sy woord is. En die woord het krag om te skep en om jou nuut te maak. Maar kom na hom toe. Wy jouself aan hom. En bepaal jou by die orde wat God gegee het in sy skepping. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe kosbaar is u woord? En hoe groot is u naam op die ganse aarde? Ons is vandag verstom as ons dink aan dit wat ons lees in die eenvoudigste vertaling moontlik, dat ons sien hoe u skeiding gemaak het tussen waters en waters. Hoe u bepaal het wat sal die plek wees waar die mens moet woon en waar die see, die massa waters bymekaar moet kom. U het dit see genoem, aarde genoem onderskeidelik. Maar hierdie dinge moet ons heen wys na die evangelie, anders is dit bloot maar net geskiedkundige data, wetenskaplike inligting wat ons help om dinge reg te verstaan of te ontleed. Sonder u evangelie is ons lewens egter leeg en betekenisloos. Daarom pleit ons dat u ons altyd die Here Jesus sal wys. Dat ons u orde, dat ons u barmhartigheid en u liefde sal sien. En daarin sal vlug, na u woord ons toevlug sal neem, om ons lewens betekenis te gee. Ag, dierbare Here, ons lewe in 'n wêreld, u weet dit, van soveel leuns en soveel wanvoorstellings, en tog maak dit mense net meer en meer verward. Ek sê hoeveel keer, met al die kennis van ons dag, het mense niks verbeter nie, inteendeel, dit lyk net al hoe slegter. Want hulle het die Here Jesus verwerp, hulle die waarheid verwerp. Hoe kan hulle vrede hê? Hoe kan hulle enigsins betekenis hê en dit ken in hulle lewe? Sal u ons help om reg met u woord om te gaan? Sal u ons help om onsself te ondersoek in die lig van u evangeliewoord? Sal u vir ons die Here Jesus wys, hom as gekruisigde, as ons oplossing? Ons eer u daarvoor. Amen. Ons sluit af